Môre, baie welkom, dankie vir julle wat gekom het na die erediens toe vanoggend. Kom ons raak rustig, net soos jy daar sit in die banke. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God, ons Vader en Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons buig ons hoofde, voor ek vir ons bid, my skrifgedeelte vanoggend, 6 versies, Efesiërs 4 vers 1 tot 6, en die tema van vanoggend se diens is gebrokenheid. Kom ons buig ons hoofde. Here, dankie vir kosbare woord. En dankie ook vir Charles en Demi, vir wie ons vanoggend aan U kan opdra en sê, dankie Here dat hulle vir U ken. En dankie dat hulle dit vanoggend kom bely het voor die gemeente. My gebed is, Here, dat U hulle as ouer paar, pa en ma sal seën, ook in die opvoeding van klein van hulle seun, Here. En dankie dat ek dit van U kan vra, maar my gebed is vir een en elkeen vanoggend hier, dat U ons geestelike oë en ore sal oopmaak vir U kosbare woord, en ons met ons harte sal vervul deur die Gees, en dat U woord nie leeg sal terugkeer na U toe nie, want U beloof dit in U woord. Amen. Efesiërs 4 verse 1 tot 6. Ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam, net een Gees, soos daar net een hoop is, waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Tot so vers. 'n gees van gebrokenheid. En ek dink vanoggend se diens is diep. Want om 'n gees van gebrokenheid te hê, getuig van 'n gees van volwassenheid. Bitter min kinders van die Here het 'n gees van gebrokenheid, want 'n gees van gebrokenheid gaan ook baie keer gepaard met herlewing. God gegewe herlewing. Want dit is ook dalk omdat God se gees dit nie altyd aan ons oopgebreek het nie. Dalk is dit omdat ek nog nie op daardie vlak in my geestelike lewe is nie. Dis daarom ons dit nie verstaan. Wat beteken 'n gebroke gees? Dis 'n teken van geestelike volwassenheid. En dis gewoonlik ook wanneer 'n persoonlike herlewing in 'n individu se lewe, God se gees persoonlike herlewing in 'n individu se lewe bring. Baie bid vir herlewing, en dalk is daar van julle wat dalk toe ek gekom het, dalk vir die eerste keer regtig te hore gekom het van herlewing. En baie keer weet ons nie regtig wat herlewing is nie, want ons het dit nog nie in ons lewe gesmaak nie. En dis alleen wanneer God se gees deur sy genade alleen dit vir my en vir jou kan oopbreek.
dit kom illustreer. Ek wil dit graag vanoggend in jou lewe in die hand van 'n voorbeeld kom illustreer. As 'n pot klei sou val en in stukke breek, en die pottebakker kom en hy maak daardie stukkies bymekaar en hy vat gom en hy plak al daardie stukkies aan mekaar. En hy maak hom weer mooi. Hy lyk mooi van buite, maar binnekant sit die kraakies nog van die gebrokenheid. Dis wat 'n gebroke lewe beteken. God kom maak jou nuut, maar daardie gebrokenheid is hier binnekant, hier binne jou is sigbaar, en daardie gebrokenheid gaan na buite toe. So lyk 'n kind van God, wat gebroke van gees is, heel gemaak deur Christus, en hy of sy straal vir Christus na buite, vir ander om te sien en dit te kan beleef, 'n gebroke van gees hier binne jou. En hy of sy weet waar dit vandaan kom. Daardie een wat gebroke van gees is, kyk na ander deur die oë van Christus. En ek weet julle het ook al baie die term gehoor, ek moet met ander na die oë of met die bril van die Here Jesus kyk. Maar ek wonder baie keer, verstaan ons wat dit beteken om deur die oë of deur die bril van die Here na 'n ander een te kyk? Vanoggend kan jy dalk vir my ook sê, ja, maar ek kyk met ander mense deur die oë van die Here. Maar dalk gebeur daar iets tussen jou en daardie persoon, of tussen jou en daardie persone, dan kyk jy nie meer met die oë van die Here Jesus na daardie persoon nie, dan verander daardie oë skielik, dan kyk jy met ander oë na daardie persoon. As jy voortdurend ten spyte van wat 'n ander een aan jou gedoen het, deur die oë van die Here Jesus kyk, is 'n teken van 'n gebroke gees. Want jy verstaan waar jy vandaan kom. Dit mag wees dat jy as kind, dat jy as kerkmens dalk nog nooit by die kruis van die Here Jesus gekniel het nie, of dalk het jy as kind van God op 'n dag in jou lewe gekniel voor die kruis, die Here Jesus aangeneem as verlosser en saligmaker, maar jy het gestagneer in jou geestelike lewe. En dis my vandag een van die groot probleme, veral in die kerk in die Weste, ons kerke in Suid-Afrika, kom ons noem dit so. Daar's 'n absolute oppervlakkigheid onder kinders van die Here. 'n gebroke gees is iemand wat baie diep geestelik in sy lewe is. Het daardie gebrokenheid in sy lewe ervaar. Het jy al vanoggend, ek wil jou vra, het jy al jou eie hart gesien? Het jy al gesien hoe lyk jy hier binne? Nie hoe ander of hoe jy na jouself kyk nie, maar jy al gewonder, hoe kyk ander mense na jou? Wat sien ander mense in jou raak? Sien hulle vir jou raak, of sien hulle die Here raak? Want as hulle die Here raak sien, dan sien hulle 'n man of 'n vrou wat gebroke is. As jy gebroke is, dan sal ander mense Jesus in jou raak sien. Het jy 'n hart vir ander mense, kind van God?
Het jy 'n hart vir mense wat in die kerk sit en dalk nog nooit die Here leer ken het nie? Het jy 'n hart vir hulle daar buite? Het jy 'n hart vir ander volkere wat hom nie eers ken nie? Of is jou hart so op jouself gerig? 'n Hart vir ander mense getuig van gebrokenheid. Gebrokenheid. Het jy 'n hart om in God se teenwoordigheid te wil wees? Is dit 'n hartsbegeerte by jou? Of het jy net sekere tye in die dag wat ons aan die Here ding? 'n Gebroke hart is iemand wat vanuit die teenwoordigheid van God leef. In daardie teenwoordigheid weet wat dit is om in God se teenwoordigheid te wees. Ek gaan vir julle beloof, as jy God se teenwoordigheid so intens ervaar het, gaan jy nie dieselfde mens wees as wat jy was nie. Het jy hart om te bid vir ander mense wat hom nie ken nie? Het jy dalk al iemand na die Here Jesus toe gelei, of het jy al gebid vir jou buurman wat hom nie ken nie, of jou buurvrou, of daai een wat saam met jou werk, of daai een wat vir jou werk? Het jy al gebid vir hulle? Het jy al ooit gewonder of hulle by die kruis uitgekom het? Dis 'n getuienis van 'n gebroke hart. Iemand wat die koninkryk van God voorop stel. Is jou lewe gebroke? Gees van gebrokenheid is 'n teken van volwassenheid. 'n Teken dat God se gees met herlewing in jou lewe begin het. Staan God se kruis sentraal in jou lewe vanoggend? Is dit waaroor dit alles vir jou gaan? Of is daar nog dinge daar buite wat vir jou beter en lekkerder is? Dat ons net soms aan hierdie dinge ding, gees van gebrokenheid, leef vanuit die teenwoordigheid van God. Smag daarna om in God se teenwoordigheid te wees. Die kruis staan sentraal in jou lewe. 'n Gees van gebrokenheid. Het jy al werklik vir jouself die vraag gaan vra in jou eie lewe? Het jy al werklik gaan verstaan en besef wat het Christus aan die kruis vir my en vir jou kom doen? Het dit jou gebroke gemaak vir daardie werk wat hy vir jou kom doen het, daardie genade wat hy vir my en vir jou aan die kruis kom doen het? Want daar is soveel mense daar buite wat dit nog nooit deelagtig geword het nie. Saulus het geywer vir God. Toe kom daar 'n dag in Saulus se lewe wat hy die lewende Here Jesus ontmoet het op die pad na Damaskus. Was daar so 'n dag in jou lewe gewees, of 'n tydperk in jou lewe, soos wat Saulus die Here Jesus leer ken het? 3 jaar na Paulus se bekering, het hy die skrifte eers ondersoek, en tyd saam met die Here gespandeer voor die gemeente, om uit in Antiochië hom uitgestuur het, vir hom en Barnabas. Ons lees dit in die boek Handelinge, kan julle gerus daar gaan kyk. Vir Paulus was daar net een roeping gewees. Ons lees dit in Handelinge.
Vir Paulus was daar net een doel op aarde, dat die heidendom, die wêreld wat aan hom bekend was, die evangelie moet hoor. En so gou as moontlik die evangelie moet hoor. Want die wederkoms van Christus het hom gehaas om dit te doen. Het jy 'n gees van gebrokenheid, soos Paulus gehad het? Paulus skryf die brief van die Efese redelik aan die einde van sy lewe. Hy sit in die tronk, ons lees dit in vers 1. Hy sit in die tronk, maar hy het nog steeds 'n ywer vir die Here. Die kruis van Christus het sentraal in Paulus se lewe gestaan. Dis hoekom hy 'n ywer gehad het om verlorenes te bereik met die evangelie. Ek druk dit julle op die hart, sê die 83 vertaling. Ek vermaan julle, sê die 33 vertaling, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Wat is hier die roeping waarvan Paulus praat? Is nie 'n roeping soos wat ek geroep is vir 'n predikant, of jy's geroep vir 'n onderwyser, of geroep vir wat ook al nie. Dis nie waarvan hy praat nie. Soos wat ons heel aan die begin van baie van Paulus se briewe staan, wat hy sê, ek is 'n geroepe apostel. Nee, die roeping in Christus is daar die roeping wat hy gehad het op die pad na Damaskus. Dis waarvan Paulus hier praat. Die dag toe hy die Here Jesus ontmoet het. En vanuit hierdie roeping vermaan Paulus die gemeente in Efese. En kom hier dieselfde woord waarvan ons gehoor het na die gemeente in Brenthurst. Spreek ek julle aan as geroepenes in Christus om jou lewe diens ooreenkomstig jou bekering te leef, om godvrugtig te leef. Hoor mooi wat ek sê. Want die vrug in jou lewe sal die bewys wees dat die Heilige Gees in jou woonagtig is. Die vrug van jou lewe sal die bewys wees van die Heilige Gees wat in jou kom woning maak het. Wees beskeie, wees nederig van gees, geduldig en verdra mekaar, sê Paulus. Om mekaar se laste te dra, is nie hier te sprake nie. Dis nie waarvan Paulus praat nie. Paulus sê, verdra mekaar. Hoe moet ons mekaar verdra? As die een swak in die geloof is, wat ook 'n kind van God is, en hy fouteer of sonde, dan moet ek daardie een verdra. Want die vrug van die Gees is ook lydsaam. Ek is stadig om kwaad te word. Ek verdra daardie een, omdat die Here Jesus my verdra in my lewe. Vrug van die Gees van God. 'n gees van gebrokenheid sal 'n ander een verdra. Hoekom? Want as God se Gees in my woon, dan is sy liefde mos in my teenwoordig.
Hoekom kan ek 'n ander een verdra? Omdat sy liefde in my is. En hy my die genade daartoe verleen om 'n ander een te kan verdra. Vers 3, hand af, vrede tussen mekaar, leef in vrede saam met mekaar, want God se gees is in jou. Maar ek weet, ten spyte van herhaling, is dit nog so in mense se lewens. Getuig van 'n gees van onvolwassenheid. En hierdie kringloop gaan in ons samelewing die hele tyd aan mekaar voort, en kinders van God kom nie vry hiervan nie. Vry van onvergewensgesindheid. Vry om aan een vry te spreek. Weet jy hoekom moet jy aan een vry spreek? Sodat jy self kan loskom. As jy daai persoon kan losmaak, en jy self ook kan loskom. Hoekom moet ek vergewe, want hy het jou vergewe? Jy moet vergewe, want hy het jou vergewe. Ek wil dalk vanoggend iets skokkends vir julle sê. 'n Gees van onvergewensgesindheid maak die kruis goedkoop. Jy moet onvergewensgesindheid in jou lewe sit. As jy besig om daardie dierprys wat die Here aan die kruis gedoen het, jy besig om goedkoop te maak. Hoekom? Want Paulus gee vir ons ook die antwoord in vers 4 tot 6. Daar is net een liggaam, een gees met 'n hoofletter. Wat beteken, soos Paulus ons in die ander briewe verduidelik, dat die liggaam uit verskillende ledemate bestaan. Verskillende gelowiges, een gees, wat in elke kind van God woon. Eenheid onder kinders van God. Verdra mekaar, sodat daar eenheid onder ons kan wees. As jy iets in 'n ander een se lewe sien, wanneer het jy vir hom gebid? Het jy regtig gebid vir daardie een? Daar is net een Here, een geloof, een hoop. Daar's nie klomp heres, klomp gelowe, verskeie dope nie. Een Here, een geloof, een doop. Een God en Vader van almal, wat deur al sy kinders werk en in al sy kinders woon. As 'n kerk nie eensgesind is onder mekaar nie, dan getuig dit net een ding: hier heers nie 'n gees van gebrokenheid nie. Dan heers hier nie 'n gees van gebrokenheid nie. Dalk besef hier iemand vanoggend vir die eerste keer dat jy dalk nog nooit by die kruis kom kniel het nie. Dalk sit hier iemand wat vanoggend vir die heel eerste keer in sy lewe besef het, ek's eintlik verlore. Dalk sit hier vanoggend kinders van God wat besef, ek is waar ek is
waar ek is waar ek nie is nie. Ek is op 'n plek waar ek nie moet wees nie. Ons het gestagneer in ons geestelike lewe. 'n Kind hou nie op groei nie. So moet elke kind van God in sy lewe ook nie wees nie. 'n Gees van gebrokenheid is 'n gees, is 'n teken van geestelike volwassenheid. Is 'n teken dat God met herlewing in hom of haar se lewe begin. 'n Gees van gebrokenheid. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, dankie vir u woord. My gebed is, Here, dat hierdie woord elkeen wat hier sit vanoggend sal aanraak. Dat u, soos u in die woord sê, dat hierdie woord nie leeg sal terugkeer na u toe nie. Here, ek vra dit in genade, en nie op grond van wie ons is nie, maar op grond van wat u aan die kruis gedoen het, in Jesus naam. Amen.